word persoonlik met Sportsmans Arms en Pierre de Groot. Het is altyd net moeilik om jou bier deur die masker te doen. Ja. Ek het al probeer. Ons praat vandag vanuit die Sportsmans Arms Mountain View Boutique hotel in Lady met Pierre de Groot. Hy was 'n vorige eienaar van die hotel en ons wil vir hom regtig welkom heet en vir hom vra asseblief Pierre, stel jou voor aan ons mense en vertel vir ons so 'n klein bietjie van hoekom het jy Lady toe gekom, hoe dit gebeur dat jy die hotel gekoop het en dan sommer net so 'n klein paar dingetjies van wat jy kan onthou, wat nostalgies is vir jou in die hotel. Ek gaan maar my masker afhaal, sê dat ons genoeg afstand van mekaar is. Ja, ek het, dit was in die vroeë 90's. Ek het glad nie 'n hotel agtergrond nie. Ek was in die corporate wêreld gewees, in die reklame wêreld en ek het in Wes-London vir Johnson & Johnson gewerk. Maar my broer was in Bloemfontein. Ek nou daai tyd, ek is oorspronklik van die Kaap af. Toe ek daai tyd het ek hierdie area oral probeer ontdek en ek het een aand laat hier aangekom en ek het in die hotel geslaap. En die volgende oggend het ek wakker geword en uit op die stoep gestap en hierdie pragtige berge voor my gesien. En ek het regtig, ek kry steeds hoendervleis. Ek het 'n totale gevoel van déjà vu gehad dat ek al hier was en dit is in my destiny. Dit was 'n verstommende ondervinding eintlik. En ek is hier weg. En toe het ek weer teruggekom en toe het ek by Gerald Cloete, ek het nou net by Aubrey gehoor, hy het nou die plekkie het ek, want alles gaan maar so van een na die ander. Ander ene ja. Toe het ek by Gerald Cloete bo die ou kleerlingkerkie gekoop. Met hartseer genoeg het toe heeltemal in verval was al. En ek het die plekkie gekoop en Tommy Tron het nog vir my dit pragtig gerestoreer en die voordeur uitgehaal en 'n vuurmaakplek gebou en langs die kant 'n stoep gebou en dit omskep in 'n cottage-agtig en die konsistorie agter 'n slaapkamer met 'n badkamertjie. En dit was ongelooflik spesiaal en dit doen my hart ongelooflik goed om te sien dat die plekkies nog steeds so mooi gerestoreer, want hy was basies in verval, soos baie plekke toe was in Lady Grey. Toe het ons naweek hier na toe gekom, want dit was gemaklik my broer van Bloemfontein af en ek hier na toe. En ek het die plekkie soos ek noem het, destyds by Soon gekoop en eintlik Soon is 'n gemaklike mens om te leer ken en Elsie. En toe kom dit uit dat Elsie toe op Stellenbosch gestudeer waar ek destyds gestudeer het. En so het ek maar al die mense ontmoet en so in deel op 'n klein skaal en meer afstandelike skaal deel geraak van die gemeenskap. Ek weet nie presies hoe lank dit geduur het nie, maar ek het al langer en moeiliker teruggegaan oor Londen toe. As ek vir 'n naweekie was dan het ek later en dan ry ek nie meer Sondag aan nie. Ek ry Maandagoggend, dan trek ek my suit en tie aan soos wat ons daai tyd gedra het en dan ry ek hier vandaan op Oos-London toe om in die corporate wêreld. Nou ja, dit was hier in 1993 dink ek, 293. Dit was moeilike tye, dit was net voor die oorgang na die nuwe Suid-Afrika toe en daar was toe baie terroristiese aktiwiteite in die omgewing gewees. En die eienaar van die hotel was Gerald Spilken, die Spilken groep en hulle het seker 6 of 7 hotelle gehad reg deur die Transkei en so. En daar was ook toe 'n terroriste aanval hier op die Sterkspruitpad gewees en hy was desperaat om van die plek ontslae te raak want niemand het meer hier gewoon nie. Ja. En op die ou end het ek toe nou maar 'n willeperd opgesaal en ek het die hotel eintlik persent gekry by hom want hy soos ek sê was desperaat. Toe kry ek nou die Mountain View Hotel en ek was daai tyd getroud gewees met 'n pragtige jong Sweedse kunstenaresie wat ek per ongeluk in Oos-London ontmoet het. En sy was vol avonture gewees en was ook moedig genoeg om hiernatoe te kom. Nou moet ek jou sê, ek woon nou die afgelope 20-22 jaar in Europa en ek besef nou eers hoe moeilik dit vir haar moes gewees het om hiernatoe te kom. Ja, want ek wil net vir jou vra, juist nou hoeveel jare terug in Lady Grey, hoe voel dit om hier in te gekom het?
Dit sit in my se bloed, Lady Grey. Dit is net baie spesiaal, die mense en die plek, die natuur en alles, Dit is baie spesiaal. Jou weet ervarings met die hotel, spesiale oomblikke en karakters wat jy kan onthou? So nou het jy die agtergrond, daar's eindelose ondervindinge, net vlug. Toe ons die hotel gekoop het, toe was hier 'n groot polisie en militêre kamp net buite en niemand het eintlik daai tyd gebly in hotelle of ergens heen gaan nie. En die ouens het so 1 of 2 maal 'n week as hulle hier kom 'n biertjie drink. En dan die spulmasjiengewere, die vuurwerk was nie, die masjiengewere so in al die hoeke gestaan. Dit was reg wild. Ja, maar natuurlik ons het gerus gevoel en so. Maar toe was die hotel die Mountain View Hotel. Ja. En daar was niks fout daarmee nie. En dit was die bar geweest. Dit was, en hy was al seker 100 jaar hier en was heel funksioneel. Maar ons het so al 'n visie gehad dat die toekoms van die dorp en dan ook die hotel lê buite die dorp. En dit het nogal konsternasie en wrywing veroorsaak met baie van die ou locals daai tyd. Maar op daai stadium met Soon en nog 'n paar ander in die dorp ook 'n visie gehad vir die skool. En is die inisiatief begin met die skool wat dit heromskep is in 'n Academy for Music and Art. En jy sal weet net wat 'n impak dit gehad het. En Soon het daai tyd vir my gesê die hotel is krities tot die infrastruktuur van die dorp, en dat hulle my op alle maniere sal steun. So ja, ek het toe nou maar ons het die naam verander na die Mountain View Country Into. Dit was so effens bietjie meer anders, bietjie meer informeel, maar hopelik so 'n bietjie meer weg van die Royal Hotel af na die Country Inn. Nina het self die logootjie gemaak met die bergies en so. En hierdie plek het ons toe nou, en hier het ek swaar bene gekou, hier het ons moes die hele plek omskep in die mountain, van die bar af, die bar by die hotel daar. En ek moes vir al die ouens sê, maar manne, julle mag nog steeds hier drink, maar ons gaan dit nou 'n bietjie anders doen. En hulle het vir my gesê, maar wie dink jy is jy? En ja, ek het 'n redelike moeilike stryd gehad, maar baie van die ouens is aan my kant gewees. En die ouens wat moeilik was, het ook oor termyn gesien, maar okay. En dit het nie baie verandering nie. Dit was net so effens 'n aanpassing, net nie die mense bang maak en dit was wonderlik geweest. So ons het die bar toe nou die Sportsmans Arms. Nina, my gewese vroutjie, het hierdie pragtige stainless steel ruitte gemaak. Jammer is nou so verbleik. Al die sporttemas het sy gedoen en ja, en hier's van my goed. Dis my canoe daai. Ek het jarelank nou sê professioneel, maar gekanoe. Het jy die Try Challenge gedoen? Het ek die? Try Challenge gedoen? Nee, ek het nooit die Try Challenge gedoen nie, maar ek is nou nie 'n vreeslike hardloper of so nie, maar ek het die doosie gedoen onder andere. So dis my canoe wat daar bo is. Hier agter is my heel eerste tennisraket wat ek gekry het toe ek 12 jaar oud was, daai klein slashertjie wat daar is. Dis van my. En dan het die mense van die dorp was fantasties geweest. Hulle het vir ons, die visstok daar agter, dis 'n ou pragtige byna antiek trout rod. Het John Goodwin vir ons gegee. John Goodwin, John en sy vrou Pieter, sommige van mense sal hulle nog onthou. Hulle was van Johannesburg, hulle wou so graag hier gebly het en hulle het ook hiernatoe verhuis en John het die ding geskenk. Hulle het op die ouend verhuis na Engeland toe. Hulle sal 'n hele tydjie in Engeland, maar ek is seker deel van hulle hart is nog steeds hier ook. So dit, die rugby trui voor iemand gegee, want daai tyd toe Lady Grey nog net nie meer rugby gespeel nie, of hulle gestop met rugby speel. En iemand het 'n rugby trui gegee. Ag, noem maar op. Al die goedjies hier is
goeie, dit doen my hart so goed om, wat is dit, 25 jaar later en dis alles so behou. Hoe lank Dis was nie jy net, dis in nie die behou nie, hotelbedryf? dit is absoluut bygesit en maar ek het nie alles uitgehaal en iets anders genoem nie, maar daar sit soveel karakter van die dorp hier en goed wat mense geskenk het. Ek het die hotel vir 4 jaar gehad. Maar 4 jaar, maar dit was 'n baie dramatiese en suksesvolle 4 jaar. Want nee, ek sê jy sê met die nuwe Suid-Afrika het gekom, die skool was 'n sukses. En mense het hier kom bly en toe kom Tiffendale ook. En dit was 'n baie nice oornagplek vir die Tiffendale mense om hier te slaap. En ewe skielik het ons net meer en meer mense en ja, op 'n kleinskalige manier het mense begin bewus word van die Mountain View Country Inn. En dit ons mense, die forelvangling het ook effentjies begin 'n moment. Ek wil nie vir vra, dit kon ook dan nou 'n groot rol gespeel het in dit dat die mense hier ek het nie 'n groot rol nie, maar dit het wel 'n rol gespeel. Alles so by mekaar. En ons het begin momentum kry en ja, dit was 'n groot plesier geweest. Harde werk. Ja, dis wat ek nou net wou sê, ek ken hotelbedryf as harde werk. Dit is nie iets wat 'n mens sommer net kan begin doen nie. Maar ja, en ek het baie geleer hier, want onthou ek kom uit die corporate wêreld uit en hier is dit jy en die mense om jou. En jy is net so sterk op so goed soos die persone wat saam met jou werk. En ek het baie groot lesse en as persoon het ek net so baie geleer in Lady Grey. Ek het nou vanoggend daaroor gepraat met so hulle want hier kan jy van een dag tot die volgende met jouself wees. Jy kan nie eendag dit doen hier en dan die volgende dag nie. So dit aan die een kant en tog aan die ander kant het jy leer die mense so goed ken en jy Hulle kry vir die mense ja, en as jy 'n sin van humor het, dan is altyd iets om oor te lag. Spot altyd het jy fonteinwater gaan drink, as jy een keer fonteinwater gedrink het, kom jy altyd terug. Anyway, so daar's nou baie verhale daarin en om, maar kom ek maak net die hoofstuk klaar want ons het die hotel net vir 4 jaar gehad. Dit is eintlik baie hartseer geweest want hier in die 3de jaar toe Nina, sy was jonk geweest, ek dink sy was maar om die 30 geweest, toe sy multiple sclerosis gekry. En ja, en van een dag tot die volgende, ja, was dit so. Dit is tragies. Ja, toe sy weg en toe sit ek nou hier in die pragtige plek op my eie. Ja. Maar ons het toe nou al begin met ons het 'n kontak, my broer het vir ons 'n kontak in Bloemfontein gekry om mense van die hotelskool te kry en om mense te recruit. En ons het fantastiese hoë kaliber personeel gehad en die mense het met Nina se siekte het hulle, want sy is toe terug, sy kan nie bly nie. En hulle het basies hotel toe vir my bedryf, onder andere Celeste byvoorbeeld. Celeste is, ek het Celeste gaan recruit en interview, ons het gisteraan gelag daaroor, gaan interview by die lughawe waar sy die hele catering en die restaurant en alles bedryf. Ja, sy is nog steeds hier. En toe is ek nou hier op my eie en toe het ek net besluit dit werk nie vir my nie. My droom het is geshatter. En toe is ek terug Kaap toe en ek het weer gaan klas gee en toe is ek in die einde van daai jaar as ek Europa. So daar het jy nou die begin en die einde. En spesiale mense wat jy kan onthou, karakters wat 'n impak gehad het, staaltjies wat jy met ons kan deel. Daar's eindelose staaltjies. Een byvoorbeeld is, daar's hartseer verhale en daar's mooi verhale. Altyd. Die Barkley Oosmense daai tyd was altyd, jy weet die boere, as hulle nog van ergens af kom, hulle was nogal uniek in 'n eie manier. En hulle het soms met 'n perd, een aand 'n ou met 'n perd gery. So Peytjie is nie die enigste ene wat met 'n perdjie deur die kroeg gery het nie. Sy het dit ook gedoen, dit het ek kan in 'n aand gehoor. Dit maar nie een aand 'n ou met 2 skape ingekom en dit was totaal onvanpas geweest en ek was nie in 'n goeie by geweest, ek het nie grappig gevind. En ek jaag toe vir hom met skape en al hier uit. Maar hy raak kwaad vir my. En hy hardloop hier op die stoep af. Hy wil vir my bykom en soos van hy afmaak, toe sluit ek net deur. So jy het skape gehad, nie leeu's nie. Dit was 'n moeilike aand geweest, moet ek jou sê. Maar hy dan toe op die ouend het hy tou opgegee, gelukkig. So dit was so iets. Dierbare Ozzy Nelson was 'n
'n gekende local daai tyd. Hy was 'n boekhouer geweest en almal van sy era, selfs nou die ouer generasie ken almal van Ozzy. In 1995 toe ons die wêreldbeker rugby wen. Dis reg. Ja. Toe het ons nou Chrisjan Cloete het nog ons skaap gebraai hier buitekant. En ons die ouens op die spit, ja. Want toe staan dit was maar seker te loops, maar hy was die mees betroubare om te sorg dat die skaap nou aan die einde van die aand nog eetbaar was. Maar ja, toe begin die rugby en dit sit vol hier en onder by die klub en oral. En maar daar was maar net die klub en hier gewees daai tyd. En en ons wen die beker. Ja, met daai strafskop van Joel Strafskie aan die einde. En die hele Suid-Afrika en Lady Grey raak mal. Okay. En die ouens ruk die dam heeltemal onder die eend uit. En die tyd gaan almal laat aan huis toe, maar Ozzy bly nog aan. Hy kom van die klub af en hy kom toe nou hier nog verder celebrate. En hy sit hier op ergens rigting die hoek. Ja. Op hierdie stoele wat Ken vir my gemaak het, die kunstenaar het. Hy het die stoele gebou. En ek weet nie wat gebeur nie, maar ons val van die stoel af en hy was 'n groot ou gewees. Hy laat my klein lyk. En val daar op die grond, laat die aarde bewe van hier tot in Baakliefhoes. Ek skrik my byna dood. Ek dink het hom dood geval. En ek en Mark Stanley dink ek nog, ons hardloop na hom toe en maar hy lê doodstil in die hoek hier. En ons sê, Ozzy, are you okay? Hy sê, I'm fine. I'm just going to get up. Hy sê, ons help jou nou. Hy sê, no, I can get up by myself. Met 'n groot gesteen en gekreun klim hy toe op en hy klim op sy stoel en hy drink sy bier klaar en hy ry huis. Maar nou wag, nou hier kom die snaakse deel. Die volgende oggend, die 11:00 se kant is ek hier besig. Stop sy bakkie hier voor die hotel. En hy kom aangestap na my toe en hy sê vir my, ek sal nooit vergeet, en hy sê, you know, I'm one of your loyal customers. I say, Ozzy, I know that and I appreciate that. I say, you know what I want you to know? Unless you put safety belts on your bar stools, you're going to lose my business forever. En hy draai om en hy stap terug in sy bakkie en hy ry. Not backrest, you want safety belts. Ek sal nooit vergeet. Dit is 'n grappige een. En ek dink die laaste verhaal wat ek ook moet vertel is, hier was destyds 'n baie gawe man, 'n jong man, Willie van Zyl. En Willie, hy was heel ironies. Ek het 'n foto van hom en my pa wat hier sit. En toe hulle twee begin praat, toe kom hulle agter dat Willie is eintlik my kleinneef. Nooit. Ja. Willie is my kleinneef. Ja, en Willie was vir my baie Willie was baie spesiaal vir my. Ek het toe ek aangekom het, ek onmiddellik kom sê, Willie, kom help my, net wanneer jy kans het. Want sy manier met mense was net wonderlik geweest. En Willie het toe hier gewerk. En die spesifieke aand dink ek nie, hy het gewerk, was agter die bar geweest. Ek was nie by nie, ek was agter die woonstel en Nina was nog nie geweest. En toe gebeur die verskriklike ongeluk hier waar die man vir Willie net hier in die bar mosdood skiet. En dit was afskuwelik. En al wat ek kon doen is ek het daai klein plaatjie gemaak hier agter en ek het hom daar gesit. En die mense wat weet sal onthou wat hier gebeur het, want dit was so onnodig en so tragies. En nou Willie, bless his soul, ja, hy is toe na die ewigheid in die bar. 'n engel het 'n engel geword, letterlik. So daar's 3 vrae, daar's nog meer. Jy mag nog meer vertel, by all means asseblief. Ek gaan jou nie stop wat dit dan betref. Willie is regtig, ek dink dat almal van ons jeuglewenis is dit soos dit is die slegste wat kon gebeur het. Ja. Maar ek het net vir jou gevra, hoe voel dit om terug te wees, maar as jy nou so na hierdie kroeg kyk en hierdie jong manne wat agter die kroeg staan, hulle is in jare baie jonger as wat jy was toe jy destyds hier begin het. Hoe voel jy oor dit? Dink jy hulle gaan 'n sukses maak?
Wat 'n raad het jy vir hulle, advies wat jy vir hulle kan gee, of sommer net ook jou indrukke van hoe voel dit om weer in jou eie kroeg in te stap en al hierdie dinge te sien? Ek kan by die laaste, dit voel fantasties en ek het dit vroeër genoem ook om terug te wees hier en ek vind dit fantasties dat die karakter van die plek behou is. Nie omdat dat ek dan die oorspronklike tema, ek het nie na die tema, maar omdat dit deel was van die gemeenskap en ek dink baie van die ouens wat nog hier instap, daar's verhale om te vertel oor die visstok en dit en dat en hier en daar en so en ek dink dit is fantasties. En die sporttema is universeel. So dit is regtig vir my riem onder die hart en natuurlik baie emosioneel om hier in te stap. So dis great. As jy nou my vra wat 'n raad ek hulle kan gee, mens moet maar altyd begin met die gedagte dat om 'n kroeg te bedryf is nie maklik nie. Dit is nie 'n maklike werk nie. Of net werk. Dit is groter as 'n werk. Jy doen sake met die gemeenskap op 'n manier waar jy die beste en die moeilikste van die gemeenskap sien. En dit moet jou nie verras nie. Dit is deel van die opset. So dis die beginpunt, maar terselfdertyd moet jy dan mens moet konsekwent wees. Jy weet, jy moet jou standaarde moet jy handhaaf. Al is dit moeilik. Ek het hier geleer dat enigiets na 12 in die aand lei net tot moeilikheid. En wat ek sê, na 12, dit lei nie net tot moeilikheid hier nie. Dit vroue is ongelukkig, partners is ongelukkig en jy dra eintlik niks by tot die gemeenskap nie. Nou om daai reëls konsekwent af te doen is nie maklik nie, hoor. Want dit is baie makliker om net deur te gaan te sien wat gebeur. En dit gebeur soms, maar dit moet by uitsondering wees. So konsekwentheid dink ek is belangrik. Om jou standaarde in die kroeg te handhaaf is net so moeilik. Daar's verskillende klasse en verskillende maniere wat mense alkohol gebruik of 'n sosiale plek soos hierdie benut. So dit is kompleks en 'n uitdaging, maar as jy besluit wat reg is vir jou en vir die oorgrootte opset en jy's konsekwent met hoe jy dit toepas, dan leer die gemeenskappe na tydjie ken en hulle respekteer dit, die oorgrootte meerderheid en die ouens wat dit nie respekteer nie, is beter om hulle na 'n ander plek te gaan. So dit is belangrik. En dan om miskien af te sluit. Ek het in die begin het ek die kroeg bedryf, so hier John Michael Tours in die bedryf en ek moet daaroor ook 'n bietjie praat. Kan jy net sê jy het vir John uitgelaat? Ek moet dalk vir jou vra oor John. Ek gaan jou vertel oor John Michael. Ek het aan die begin, maar ek het geleer dat ek het vir Ben gehad, die jonger generasie, het die kroeg beter bedryf as wat ek het bedryf het. Maar ek het nie genoeg geduld gehad nie, ek was nie tolerant genoeg nie, en ek het besef dat hulle is beter in 'n manier wat hulle dit bedryf. Ek moet net sorg dat die struktuur en die support daar is, en konsekwentheid met hoe ons dit doen. En ek dink hulle is die regte generasie om dit te doen, en 'n paar fundamentele beginsels, kwaliteit eerder langtermyn view as 'n paar sente in die korttermyn en so. So dit is, ek dink dis wonderlik. Dit is almal plaaslike seuns. Wel, ek sal hulle almal in diens geneem het. So dit is 'n kompliment vir hulle kan, as ek nie in my hotel was, kon hulle maar môre die bar bedryf. So dis my waarneminge en dis ook my raad vir die nuwe generasie. Ek is baie trots op hulle. Wonderlik. Okay, so nog 'n chaptertjie, John Michael Tours. John Michael Tours is 'n baie unieke ondervinding vir my gewees. Ek het John Michael geërf toe ek hotel gekoop en hy was die night manager gewees en hy het die bar bedryf. En dit was 'n moeilike verhouding want John is die laaste mens wat in die bar moet werk. Eindelose respek vir John Michael, maar ja, hy's 'n godsdienstige siel en hy het die kroeg gesien as 'n platform om sy woord te ek het hom gesê, John, kyk, ek elke keer vir homself, maar die ouens wil nie dominee in die bar hê. En hy het dit ook so begryp en so, en toe het ons op die ou end het ons paadjies geskei, maar respekvol. So dit was my
blootstelling, aanvanklike blootstelling aan John Michael, maar hy was natuurlik 'n ex-recce en dit is al reeds en hy's so saggeaarde liewe mens, maar aan die ander kant onderliggend is daar baie sterk karakter met 'n formidabele geskiedenis. En hy was super fiks, hy het die pas altyd uitgehardloop en so, en toe hy uit sy eie uit die skywalk idee het hy vorendag gekom. En hy het dit 'n paar keer net genoem hier en daar, maar hy het die ding van die grond af gekry. Die feit dat hy die skywalk, en ek gedink hy, dit is meer, vind dit die konsep fantasties, maar en die eerste keer wat dit gedoen het, was maar 4 of 5 mense, so en al sal beter wees, maar was letterlik maar 4 of 5 mense. En as jy kyk hoeveel publisiteit en hoeveel erkenning die resies nou het, is dit verstommend wat hy en daar agter, ek het dus niet, vind ek 'n wonderlike dekorasie, die skywalk del is en so. Verstaan ek dan nou reg, die skywalk het dan nou verander in die skyrun? Sorry, Skyrun. Nee, maar Nee, dit was nie Skywalk nie, Skyrun van die begin af. Selfs die naam was so pertinent. So, he did it amazing. Yes, amazing. Yeah, well, the mountains behind us is absolutely so awesome that it lends to something like that. Yeah. It is not just the mountains, it's part of us in town. Ja, dit is, Salute. Ja, ek stem so. Pierre, dit was awesome om met jou te gesels. En hierdie mense moet nou verskoon my mingle of languages, maar regtig. En 'n eer en 'n voorreg om jou te ontmoet. Het jy nog nooit ontmoet nie? Was nie in Lady Grey destyds toe jy wel die hotel besit het nie, maar ek dink dit wat jy begin het, jy en Nina rondom die Sportsmans Arms is fantasties. En ek stem saam met jou. Ek wens hierdie manne absoluut die beste toe. En baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit verskriklik baie. En nie so lank vat om terug te kom nie. Soos hulle daar in Hollandse met graagte gedaan. En ek wens almal baie sukses. Daar's soveel karakter in die plek. So ja, geniet van. Dit is die mooiste wat mens kan doen. Is dit drankie nog reg? Ja nee, ek is reg, dankie. Maar net nie vir my sê oom nie, dan voel ek my verskriklik oud. Ek sommer op my foon aan, noem my Pierre. Baie dankie.